Ek weet die Here het hierdie op my hart gelê en ek gaan dit nie eers 'n preek noem nie, maar vir 'n paar oomblikke wil ek 'n opdrag van die Here uitvoer. Sê 'n bietjie amen. Nou die Here het profeties met my gepraat voor die diens en toe ek sien dat hierdie 2026 loop afdraande, toe sê ek, Here, ons is afdraande vir hierdie jaar. Prys die Here. Glo jy dit saam met my? Halleluja. O, lieve Jesus, help my, nou het ek hierso goue ding wat ek moet soek. Wat is my preek se naam nou weer? Ekskuus julle. Ons werk op die klok hierso. Dit moet seker daai ene wees, ag lieve Jesus, help my. Prys die Here, die ou pastoor het hy leer 'n jonger pastoor en hy sê vir die ou hierdie woord, hy sê, wanneer ek sien dat daar mense is wat aan die slaap raak terwyl ek preek, dan is daar 'n sekere frase wat ek gebruik om die mense weer wakker te kry. O, liewe Jesus, help my. Dan sê hy hierdie woord, hy sê vir die jong pastoor, jy doen die volgende. As jy sien die ou raak aan die slaap, dan sê jy, ek was gisteraand in die arms van 'n ander man se vrou. Hy sê, dan trek hy kerkraadbroers hulle oë so groot, dan word almal wakker. En dan sê jy, dit was my moeder. En die jong pastoor dog, hy gaan dit probeer volgende keer as iemand aan die slaap raak in sy kerk. En hy sien die een oom raak so weg en hy sê, gisteraand was ek in die arms van 'n ander man se vrou. En toe gebeur wat net kan gebeur op 'n kansel. Hy vergeet die res van die storie. En hy krap sy kop so en hy sê, en nou kan ek nie onthou wie dit was nie. Prys die Here. Halleluja. My openingsskrif. Genesis 1 vers 27, 28 en hier is nie 'n preek nie. Is nie iets wat ek jou gaan probeer oortuig nie, maar ek het reg deur Desember eintlik om eerlik te wees, vanaf ek besig was met my album vir 2025, het ek geworstel met God oor hierdie aand, want hierdie aand is 'n aand wat jy nie op 'n ander Sondag kan kry nie. Kom aan. En ek het met God geworstel en ek wil vandag sê, deur God se genade weet ek presies wat om vanaand in hierdie plek te doen en jy moet wakker wees en jou hart moet oop wees. Amen. Openingsskrif, hoor wat sê die woord van die Here. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou. Jy weet ons lewe in 'n tyd waar hulle sê jy moet kies wat jy wil wees. Kan ek jou net gou sê, God het klaar gekies, hoor. Een van twee, man of vrou. Het hy hulle geskape en hier kom die punch van my, dit wat ek vanaand wil doen, vers 28, nadat God die mens geskaap het, wat is die eerste ding wat God doen? Die woord van die Here sê, en God het hulle geseën. Jy moet wakker word nou. Ek wil vanaand net gebruik 'n paar oomblikke om die seën van die Here in jou lewe in te spreek vir hierdie jaar wat vir my en jou wag. Jy moet saam met my werk. So 'n bietjie iets negatiefs miskien voordat ek gaan. Kyk terug na 2025 en elkeen wat hier sit, het sy eie opsomming van wat die jaar aangehou het. En ja, ons almal ry mos nou maar die grafiek van emosies en dan is ons bo en dan is ons onder. Maar ek en jy kan miskien vandag hier saam sit en sê, God was getrou deur 2025. Amen. 'n Paar rooi ligte wat vir my geflikker het in hierdie tyd waarin ek en jy leef, kom ek hierdie agter en jy gaan saam my stem en ek gebruik net so aanloop, boosheid van die morele verval in die tyd waarin ons leef is aan die orde van die dag. Leuns word propaganda. Jy kan nie Facebook oopmaak nie, jy kan nie eers meer die koerante oopmaak nie, want elke ou is besig om sy eie agenda aan te blaas met propaganda. Feite is nie meer feite nie, maar ons leef in 'n tyd waar feite verdraai word en nie meer die waarheid is nie, sodat die waarheid hulle kan pas. Weet jy waarvan ek praat? Normalisering van ongeregtigheid, misbruik van mag. Ek kyk so vinnig, ek weet nie of julle weet van die blou lig skandaal nie, maar ek gaan nie eers daaraan gaan nie.
Wêreldwyd kan ons sê, as ons in die tydelike kyk, kan ons sien krisis op krisis. Ons hoor van oorlog, ons hoor van gerugte van oorlog. Ek dink aan die Christene in Nigerië wat nou so vermoor was. Ek dink aan die Jode in Monday Beach waar hulle losgetrek het en hulle geskiet het. Joh, mense, wat 'n tyd leef ons. Ek dink aan die politieke party en ek dink ek het op die Sterk Toring groep gesit van dis Al Jamaa of so een of ander politieke party in Suid-Afrika, 'n moslim politieke party, en ek weet nie of jy daarvan weet nie, wat hulle die apartheid bil wil deursit in Suid-Afrika. En wat dit behels is net die volgende: as ek hier voor op my kansel staan en ek praat in die guns van Israel, kan hulle my arresteer. Dis aan die orde van die dag. Ek dink dat toe 2019 gekom het en ons die pandemie beleef het, het ons almal agtergekom, wonder of dinge ooit weer dieselfde gaan wees. Maar toe kom 7 Oktober en ek vat net so aanloop, 7 Oktober 2023, toe Hamas op Israel losbreek. En ek het geweet in daardie oomblik, dat daardie is 'n lont van 'n bom, wat aangesteek was, wat sal ontplof, en ek wil nie negatief profeteer nie, maar hoor gou, daardie ding wat daar gebeur het, soos jy sien hoe dit wêreldwyd begin versprei, daai was die lont van die derde wêreldoorlog wat sal uitbreek. En ons kyk na al hierdie goeters, en ek dink aan nou oom Trump daar in Amerika, hy is soos 'n kat op 'n warm plaat, en hy probeer die wêrelde net kalm hou, en dan vra ek myself, wat is die woord wat ek versterk toring wil gee? Wat is dit wat ek oor my wil spreek? Wat is dit wat ek vanaand oor jou wil spreek? Hoor my, is jy wakker? Ek spreek die seën van die Here God oor jou uit vanaand. Dis wat ek vanaand gaan doen. Nou, daar's 'n paar goeters, en ek weet baie predikers doen dit, wat hulle altyd die 26 vat of die getal, en dan koppel hulle iets daaraan, en ek weet my vrou het ook gedoen, en ek probeer so 'n bietjie wegstuur van dit, maar toe ek so vinnig kyk, toe kom ek op hierdie af, en ek moet dit net gou met jou deel, die getal 26, as jy Psalm 136 gaan lees, dan kom daar 26 keer hierdie frase voor, in Psalm 136, wat dink jy is daardie frase? Hy sê, sy goedertierenheid is tot in. Kom on, sy goedertierenheid is tot in. Dit is wat ek in hierdie jaar sien vir my en jou. Nou, ons ken hierdie vers baie goed en ek het dit al baie aangehaal, maar ek doen dit vanaand weer. Die woord van die Here kom in Matteus 28:20 en hy sê, en kyk, ek is met julle. Dan lees hy verder, tot en met die einde van 2025 en daarna is elkeen vir homself. Is dit wat hy sê? Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. God sê dit. Die Here God wat ek en jy aanbid is 'n goeie God. Ek wil deur dit gou van en net so 'n paar stellings maak. As jy gaan kyk na wat Paulus in sy briewe doen, en ek hoop regtig jy is nog wakker. Is jy nog wakker? Huh? Moenie worry nie. Gaan kyk na Paulus in sy briewe. Paulus het 'n sekere styl gehad en jy kry dit in baie van sy briewe, jy kry dit in Romeine en Korintiërs, Efesië, Tessalonisense en ook selfs in Galasiërs. Maar Paulus se sekere styl was dat hy begin baie keer in sy briewe met hierdie woorde. En ek wil dit so net die begin van sy briewe aanhaal. Dan kom Paulus en hy sê hierdie woorde: ek dank God elke keer as ek aan julle dink. Het jy dit al gehoor? Nou wil ek vanaand net gou dit sê, as Paulus dan hierdie woorde in die ewige woord van God geskryf het, glo jy saam met my, dat daar 'n Heilige Gees is, wat in Paulus gewerk het, om daardie woorde neer te pen. Nou wil ek vanaand net sê, voordat ek aangaan met my woord, wil ek sê, ek dank God vir jou. Mense, jy moet nie in slaap raak nie. Asseblief. Ek dank God elke keer as ek aan julle dink. Ek wil vanaand sê, dankie dat jy deur hierdie jaar gebly glo in God.
Ja, ons geloof was soms getoets, maar jy het gekies om te bly glo. En ek sê dankie Here daarvoor. Ek sê vir jou dankie. Dankie dat jy gestaan het vir wat reg is, terwyl hierdie hele wêreld in sy moraliteit vernietig word, het jy gestaan vir wat reg is. Het jy? Ons maak nou so grappie waar Lena van vroeër jare het hulle in die kerk ingekom en dit was by 'n jeugdiens ek dink, want ek het ook al die storie gehoor, dan kom hulle in met sulke maskers en sê, gee my jou Bybel en wat ook al, en dan gee die mense hulle Bybel. Het jy dit al gehoor, die storie? Maar moenie worry nie, die ander storie is hierdie ook so iets, wat hulle die duiwel in die kerk laat inkom het om iets te demonstreer. En toe die duiwel so by die een tannie kom, en ek weet nie, ek kan nie die hele storie onthou nie, maar toe sê die tannie van, ek was nog eintlik altyd aan jou kant. Maar ek wil vanaand net gou vir jou sê, dankie dat jy gestaan het vir wat reg is in 2025. Dankie vir jou liefde. Ek wil vanaand sê, dankie sterk toring vir jou liefde teenoor my. Dankie vir jou liefde teenoor jou medebroer en suster, maar ek wil vanaand vir jou sê, dankie vir jou liefde wat jy vir God gewys het. Elke keer wanneer ons gesing het, elke keer wat ons by mekaar gekom het, en dankie dat jy saam met ons gewerk het vir die Here. En dit is hoe Paulus sy briewe baie keer begin. Hy sê, ek dank God vir jou. Kom aan, kyk vir jou langs en sê, ek dank die Here vir jou. Jy mag nie lieg nie. Liefie, ek dank die Here vir jou. Niels, ek dank God vir jou, man. Hy's 'n goeie vriend. Maar nou kom hy, en nou Paulus 'n manier om sy briewe klaar te maak, en elke keer as hy sy briewe eindig, in 1 Korintiërs 16, dan sê hy, nou skryf ek met my eie hand, en dan sê hy 'n paar dinge. Nou jy moet verstaan dat Paulus se doring in die vlees rekening was, dat hy swak oë gehad het. So Paulus het nie sy eie briewe geskryf nie, maar hy het gesê wat geskryf moet word, dan was daar 'n persoon wat gedikteer het. Jy's nog by my, nê? Maar hier op die einde van sy brief, dan vat Paulus self die pen. En dan begin hy skryf. En dan kom hy op die einde van sy brief, dan vat hy die pen, en hy doen dit in Galasiërs 6 vers 11, dan skryf hy hierdie, van hier af, skryf ek eiehandig aan julle. En dan kom hy op 'n stadium en hy sê, ek skryf nou aan julle met groot letters. En wat is dit wat hy skryf? In die begin sê hy, dankie vir julle. En ek wil vanaand, deur God se genade, vir jou sê dankie, eerstens. Maar tweedens, soos Paulus sy briewe eindig, kom hy en hy doen iets wonderliks. Weet jy wat doen Paulus aan die einde van baie van sy briewe? Jy weet. Maar Paulus seën die mense. Wat is my werk vandag? Die opdrag wat ek van die Here gekry het vir hierdie aand en vir die jaar wat voor ons lê. Ek wil vanaand 'n seën oor jou uitspreek. Jy moet wakker word. Die Here gaan jou seën hierdie jaar en ek spreek dit uit. 1 Korintiërs 16:21, hy praat so, hy sê in vers 21, die groete van Paulus met sy eie hand. Nou as julle dink ek preek partykeer rof, hier gee Paulus ook nog so laaste uppercut. Hy sê, as iemand die Here Jesus Christus nie liefhet nie, laat hom 'n vervloeking wees. En dan sê hy hierdie woorde, Maranatha. Wat beteken Maranatha? Dit beteken, Jesus kom terug. Ek wil sê, 2026, dit kan 'n jaar wees waarin Jesus kom. Amen. Kom ons sê net Maranatha. Maranatha. En dan kom hy in vers 23, en hy spreek hierdie seën uit. Hy sê, die genade van die Here Jesus Christus sy met julle. Kan ek dit oor jou uitspreek vir hierdie jaar? Ongeag van die rooi ligte wat flikker in hierdie wêreld, ek kom vandag as jou geestelike herder en ek sê, die genade van die Here Jesus Christus sy met julle. Jy moet jou hart oopmaak en dit vat, man. 'n Seën is 'n daad van gesag. Ek staan nie hier voor vanaand pieperig en sê, ag ons sal nou maar kyk en ek hoop nie. Ek vat gesag in die geestesriem en ek sê, die Here gaan jou seën. Tweedens, 'n seën plant identiteit. Ek sê vanaand vir jou, die Here gaan jou seën, nie omdat jy oulik is nie, maar omdat God goed is. En in God gaan jy die goedheid ervaar. Derdens, 'n seën verander die atmosfeer. Kom aan. Jy weet,
as dit so 'n bietjie blou is in die huis, noem nie name nie. 'n Kompliment of twee kan jou vrou of jou man uit 'n diep plek uithaal. Want 'n seën, wanneer jy seën begin spreek, verander die atmosfeer. En ek bid dat die atmosfeer in jou gemoed sal verander. Ek sê die genade van die Here Jesus Christus is met jou vir hierdie jaar wat voorlê. Amen. Seën is ook iets wat oorgedra word en ek wil nie te veel daarby stil staan nie, maar Jesus doen dit met sy disippels, Moses doen dit met Josua en reg deur die woord Jakob doen dit met sy kinders. En ek kom vandag en ek praat eerlik met jou. Hierdie is nie net 'n aangeplakte preek nie. Ek het dit in my gees gevoel. Here, wat moet ek doen in hierdie aand vir die nuwe jaar wat voorlê? En ek het God duidelik in my hart gehoor sê, jy moet 'n seën oor die mense uitspreek. Ek wil soos 'n Paulus nederig, ek weet ek net 'n nederige mens, maar ek vat die pen soos 'n Paulus en ek sê vanaand vir jou, ek skryf met my eie hand en ek skryf in groot letters en hoor wat ek sê vanaand, die Here gaan jou seën in 2026. Ja, amen. Jy kry die apostoliese seën wat baie keer uitgespreek word, ons het dit al hier in die kerk ook gedoen, maar ek wil net hê, en dan skies ek amper nou daarop. Maar ek hoop regtig jou hart is oop en ek hoop jy's wakker. Want hier is goed besig om in die geestesriem vanaand te gebeur. Jy moet jou hart oopmaak om die seën van die Here te ontvang. Die apostoliese seën sê hierdie volgende woorde: mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Kom aan, ekskuus, ek doen dit. Word gou wakker. Hoor wat ek oor jou spreek vanaand. En ek praat met hierdie gehoor, die kamera ouens, hulle luister. Maar jy wat vanaand gekies het om hierdie tyd van die aand na die huis van die Here te kom en 'n jaar in te gaan saam met God. Ek spreek dit oor jou. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die oneindige liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Jy moet nou 'n breë smaal op jou gesig kry en vir jou vrou sê, God is by my. Jy kry die Levitiese seën, of dit word ook die priesterlike seën genoem, ons almal ken dit, en ek spreek dit vanaand oor jou in Numeri 6 vers 24, hoor gou, hy sê, die Here sal jou seën, en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Kyk na die dashboard van hierdie wêreld en ek sien rooi liggies flikker. God is besig met iets en ek het dit nou nie genoem nie, maar as jy nou die 26 vat, 26 in die numetriese volg van die Bybel, kom dit letterlik neer op God. God gaan hierdie jaar iets doen. Maar in dit alles sê ek vandag vir jou, die seën van die Here is jou deel. Kan ek gou hierdie net so bietjie opbreek vir jou? Die tyd gaan my inhaal, die Hebreëse woorde van hierdie seën, kort, kragtig en dis so vol simboliek. Hoor gou. As jy nou al in Israel was, dan is daar 'n liedjie wat hulle ons geleer het op die bus. Hy gaan so, Baruch Abba, Mashem Adonai, Baruch Abba. Kom kyk julle my so, Mashem Adonai, Baruch Abba. Het julle hom gesing? Moenie worry nie. Dis Rykie Steyn liedjies. Baruch Abba Mashem Adonai beteken letterlik hierdie woorde, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ek wil jy moet vir 2026 kyk en sê, Baruch Abba Mashem Adonai, ek is geseënd, ek kom op jou, want ek kom nie om my eie krag nie, maar ek kom in die naam van die Here op jou af. Kom aan. Halleluja, ek gaan dit vat. Sê Baruch Abba Mashem Adonai. Ek is geseënd en ek kom op 2026 af in die naam van die Here. En hierdie priesterlike seën, die woordjie seën is dan beroeg. Wat beteken meer as net goed gaan. Ek gaan vinnig daardeur probeer gaan. Dit dra die idee, hoor my mooi, van lewe. Daardie seën dra vrugbaarheid. Vrugbaar in jou hande werk. Ek spreek oor jou die seën, jy sal vrugbaar wees in dit wat jy jouself mee besig hou hierdie jaar.
Hy sê, dit beteken, hierdie seën beteken voorspoed. Dit beteken om momentum te gee. Ag, ek het dit nou gesê, ek sê dit weer. Jy wat vanaand in hierdie kerk is, bly net by my. Jy het 'n momentum. Jy is 3 rondes voor die res. Jou wat vanaand met 'n glasie wyn staan, hy som met 20 rondes agter. Maar jy wat saam met die Here hierdie jaar ingaan, wil ek sê, God gee jou momentum en ek spreek dit oor jou uit in Jesus naam. Jy kry momentum. Hierdie seën beteken ook dit. God se aktiewe betrokkenheid in jou lewe. Wie kan sy hand opsteek en sê, Here, U kan aktief betrokke wees in my lewe hierdie jaar. Kom aan kerk. Ek vat die seën van die Here. Dan kom hy verder en hy sê, en hy sal jou beskerm, of die meer ouer vertaling sê, hy sal jou behoed. Dit is die Hebreëse woord shamar. Dit beteken om te waak. Ek wil jou seën vanaand, ek wil jou sê, God gaan hierdie jaar oor jou waak. God gaan jou, hy sê, oppas. Dit beteken, God gaan jou toesluit. God gaan jou omheen. Kom aan kerk, wees net opgewonde. Ek spreek dit oor jou uit. God gaan hierdie jaar 'n heining om jou trek. En ek wil sê in die naam van die Here, die vyand gaan nie by jou uitkom nie. Dit is die beeld van 'n herder wat sy kudde omring, of 'n wag wat op 'n muur sit. God gaan jou beskerm in hierdie jaar. Ek probeer vinniger gaan. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Dit is die woord panim en dit beteken aangesig. Dit beteken die teenwoordigheid van God. Dit beteken die nabyheid van God en dit beteken dat jy in hierdie jaar God se aandag gaan hê. Die laat skyn, gebruik hulle hierdie vergelyking soos 'n koning wat sy guns wys deur sy aangesig na jou toe te draai. Ek wil sê God se gesig is na jou toe gedraai vir 2026. Wat is ek mee besig om te doen? Ek's besig om 'n seën uit te spreek. Nou jy kan hom vat of jy kan hom los, maar hy vlieg nou hier rond en as jy jou hart oopmaak sê Here, ek vat hom, is dit joune. Dan kom hy en jou genadig wees. Nou jy kan 'n bietjie brakpan by my leer. Ek praat brakpan vlot. As jy 'n brakpan loop en sê hulle, hoe gaan dan sê hulle shanana. Kom aan, sê vir een langs jou, shanana. Shanana. Nou die Hebreëse woord is dan shanan. En dit is om genadig te wees. Dit beteken om neer te buig in guns. Hierdie jaar, as ek die seën oor jou uitspreek, wil ek sê, God buig neer na jou toe met guns in sy hande. Soos 'n koning wat 'n nederige ou op straat sy hand uitsteek en hom optel. Wie kan doen met God se genade? Hierdie jaar, ek steek my hand op en ek wil sê, God sal jou genadig wees, die priesterlike seën. Dan kom hy verder en hy sê, en die Here sal sy aangesig na jou toe draai. Dit is die beeld van volle fokus, soos 'n vader wat sy kind se gesig vat in sy hande en dan in sy oë kyk en sê, ek sien jou. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai. Ek wil hê jy moet hierdie beeld kry in jou kop vandag, dat in hierdie aand vat God sy liefdevolle hande om jou gesig. Hy kyk jou in die oë en hy sê, ek sien jou. Hierdie jaar gaan jy nie sonder God nie, maar God sien jou. Dan kom hy en hy sê hierdie, en vir jou vrede gee. Daar die vrede in Hebreëus is shalom. Halleluja, kom ons sê shalom. Dit is nie net vrede nie, maar heelheid. Ag, ek wil dit oor jou spreek. Dit is herstel. Dit is balans, hierdie vrede. Jy weet, die duiwel kom ons baie keer en hy stamp ons. En dit voel of jy wil val. Maar hoor, God sê, ek gee aan jou vrede. God gee jou balans vir jou terug. Jy voel miskien alles om jou wankel. Ek spreek 'n seën oor jou en ek sê, God gee jou balans terug. Hy gee jou gesondheid, hy gee jou voorspoed, hy gee jou veiligheid, hy gee jou identiteit en hy gee jou harmonie en dis 'n mondvol jy moet dit vat. Hierdie shalom, dit is God se volledige welstand oor jou hele lewe. Nou daar's baie goeie wat ek nog wou gesê het, maar ek gaan nie deur dit alles kom nie. Ek spreek die seën van die Here oor jou en ek gaan dit weer lees. Gee my gou-gou daai oomblik, laat ek net teruggaan. En wanneer ons bid, hou ons oë toe, maar 'n seën word gespreek met oop oë en ek wil hê jy moet vir my kyk en ek gaan dit oor jou spreek. Die Here
sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig, halleluja, oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Vat dit. Dankie Here. Dankie Jesus. Ek wonder of ek nog 'n tydjie kan hê. Ag, Tannie Marionet, kom. Ons is familie, ons doen net wat ons wil. Help ons die tannie hierdie ding aankry. Asseblief Gerard. My openingsskrif, bly by my. Toe God die mens maak, was die eerste begeerte wat God gehad het, om die mens te seën. En ek gaan 'n stelling nou maak en hoor mooi, want God het nooit bedoel dat daar ooit een mens in hierdie wêreld moet wees sonder God se seën nie. Om jou te seën was nog altyd God se plan. Jy sien, daar's 'n verband tussen God se beloftes en God se seën. Die beloftes wat God maak, is omdat God 'n intieme begeerte het om jou te seën. Dis hoekom hy sy beloftes gegee het. En my God is 'n waarmaker van sy beloftes. Ek probeer nou so 'n bietjie net opsom, want die tyd gaan my vang. Toe God Adam en Eva maak, nou, ek wil jou nou nie te mekaar praat nie, maar hoor net gou mooi. Toe God Adam en Eva maak, het God hulle geseën. Maar jy moet nou verstaan, en ek luister na wat die slim mense sê, dat hierdie aarde, hierdie aardbol massa, reken die slim ouens, is omtrent 15 biljoen jaar oud. Nou moet jy verstaan, luister net gou mooi, die aarde, soos wat God hom geskaap het, 7000 jaar oud. Maar jy moet verstaan, dat hierdie aarde het in die hemelruim rondgesweef, biljoene jare voordat God gekom het om te skep. Ons lewe in 'n sterrestelsel met 'n melkweg, en hulle reken ons melkweg rondom die aarde het so 100 biljoen sterre. Luister net gou mooi wat ek vir jou probeer verduidelik. 'n Heelal met 100 biljoen sterre. 'n Aardbol wat meer as 15 biljoen jaar oud is. In die begin, voor dit nog was, het God 'n begeerte in sy hart gehad. Hoor mooi. En die grootste begeerte wat God gehad het, toe dit 15 biljoen jaar terug was, was dit God wat sê, ek gaan 'n mens maak na my beeltenis om hom te seën. Dit was God se plan. Jy kan dit vandag vat, of jy kan dit een kant toe skuif. Miskien sit jy vanaand in hierdie plek en jy sê, ek verdien nie die seën van die Here nie. Weet jy wat, jy is 1000% reg. Ek ook nie. Want dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor hom wat wil seën. Die rooi ligte wat flikker in ons wêreld, wil ek vanaand sê, my oog is nie op die rooi ligte wat flikker nie, maar my oog is gerig op die lig van hierdie wêreld. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Die grootste seën wat die mensdom ooit kon tref, is toe God na hierdie aarde toe gekom het. Immanuel, God met ons. Maar weet jy wat, dit gaan verder. Toe Jesus na hierdie aarde kom en ons het Kersfees gevier, was dit Immanuel, God met ons. Maar met die dag van Pinkster, toe is dit nie meer God met ons nie. Toe is dit God in ons. Dis die seën wat die Here oor jou wil hê hierdie jaar. Jy gaan hierdie jaar in, nie alleen nie, maar 'n ewige almagtige skepende God is binne in jou. Jy hoef nie hierdie jaar alleen in te gaan nie. Ek maak hierdie klaar met hierdie manne wat die nagmaal gaan bedien, kan vir my vorentoe kom. 2 Korintiërs 1 vers 20. Dankie broeders, jy beweeg vinnig, ek waardeer. Wil net hê die mense moet hierdie hoor gou. Ek hoop my tyd is reg. My vrou het hierdie horlosie by Pep gekoop en is 'n nuwe battery. Ek hoop hy loop vinniger as wat hy moet nie. Ek wil hierdie by jou los vanaand. 2 Korintiërs 1 vers 20 en ons almal het hierdie al gehoor. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom
is hulle ja en amen. Tot heerlikheid van God deur ons. Nou wil ek gou dit sê. Toe God die mens maak, het God nie 'n miskien nie, maar God het 'n definitiewe ja gespreek. 'n Ja wat sê ek wil die mens seën. Die probleem is dat ons baie keer as mens nie amen sê op God se besluit om ons te seën. Hy sê want in God is dit ja, God het gesê ja, maar ek en jy moet sê amen. Wat beteken amen? Laat dit so wees. Ek wil jou seën vanaand en ek hoop ek het op 'n manier dit reg gekry, want hier is hierdie oomblik wat vasgevang is in ewigheid en jy's vanaand in hierdie kerk, nie net miskien per toeval nie, maar God het besluit dat jy hier moet wees en ek spreek oor jou die seën van die Here. En jy sê vanaand amen. Kom aan, sê amen op die beloftes van God om my te seën.